U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Etienne Smits. Ek hou die seun fyn dop terwyl hy oor die verhoog stap. So, dis die kind wat vir Rassie soveel hoofbrekens besorg het. Rassie het regtig hierdie jaar uit sy pad uitgegaan om die seun te probeer help. Want hy het die gevoel gekry die kind se pa is onnodig krities en afbreekend. Maar nes hy dink hy het tot die kind deurgedring, het hy Rassie weer teleurgestel. Dis asof hy nie kon snap dat daar sekere verantwoordelikhede is wat voor plesier kom nie. Hy hou nog steeds asem op of die seun in die eindeksamen sy vak gaan slaag of nie. Sy pa het blykbaar teesinnig ingestem dat hy volgende jaar voltyds e-sport kan doen. Dit gaan my verstand te bowe hoe 'n mens 'n lewe kan maak uit rekenaarspeletjies speel. Ek onderdruk 'n glimlag wat aan my mondhoeke pluk. Ek is heeltemal uit die oude doos. Ek dink nie ek het al meer as 20 sekondes van my lewe op rekenaarspeletjies spandeer nie. Dit verveel my onmenslik. Ook maar goed, ons is nie almal dieselfde nie. Is my Stein? Ek gaap die meisie behoorlik aan terwyl sy aangestap kom. Kan dit regtig dieselfde kind wees wat soveel maande gelede so wanhoopig aan my hand vasgeklou het? As ek moet skat, het sy maklik 15 kg gewig verloor. Sy lyk pragtig. Sy loop kalm en vol selfvertroue na die register en teken dit op haar tyd. Sy knipoog vir een van die graad 8s van die sanggroep wat breed vir haar glimlag voordat sy by die trappe afstap. Ek is dankbaar oor een goeie uitkoms tussen soveel ander treurige verhale. Marnus Stander. Ek soek dadelik na Yvette tussen die graad 8s. Haar oë is rooi gehuil. Teen alle verwagting in het die verhouding tot baie onlangs gehou. Maar sy het gister gerugte gehoor dat hy haar tydens matriekafskeid se afterparty met iemand verneek het. Dis 'n seerkry waarteen jy kinders nie kan beskerm nie. Ek glimlag oor die moederlike Tessa wat haar hand besorg op haar vriendin se arm sit. Willem Wessels. Die hele saal snak na hulle asem oor die hartverskeurende snikke wat uit die grootseun se bors keer terwyl hy verhoog toe stap. Sy snikke ego van iewers agter my. Dit sal ongetwyfeld Ronel of Leonie wees. Oor die bestek van 3 jaar spandeer 'n taalonderwyser soveel tyd saam met hierdie kinders dat hulle soos jou eie voel. Die bewende vingers kan kwaliek die pen vashou om te teken. Ek kan dit nie verduur om langer hierna te kyk nie en trane loop nou vrylik oor my wange. Hierdie is 'n roerende bewys van 'n tienerseun se opregte liefde en dankbaarheid vir skool en vir sy onderwysers wat soveel vir hom beteken het, hom gedra het deur bitter moeilike omstandighede. Verblind deur trane stamp hy een van die boekmerke af. Dit val voor my voete. Ek buig om dit op te tel. Ek weet nie of dit 'n goeie ding sal wees as jy by is wanneer die Esterhuisens ons kom sien nie, Helene, sê die hoof fronsend. Mevrou vergeet dat ouers my 'n paar jaar gelede ook so aangeval het tydens 'n oueraand. Daardie man was op die punt om my fisies aan te rand, letterlik. Ek het daardie aand vir die eerste keer in my lewe gevoel, ek is in gevaar, en dit by die skool. Ek dink nie ek moet hier wees wanneer hulle kom nie, want ek sal myself nie kan beheer nie, sê Dani Joubert.
Omdat baie mense voel, hulle het nêrens meer 'n sê nie, het onderwysers en predikante nou 'n sagte teiken geword, waar hulle self kan laat geld. Filosofeer hy, soos altyd, wanneer die mensdom hom ontnigter. Hulle het goed geweet, sy is 'n jong onderwyseres wat geen verweer teen hulle het nie. Daai man sou dit nie gewaag het om so met een van ons oues te praat nie. Arno sê, sy is vanoggend nog steeds so getraumatiseerd, dat sy eerder wil bedank. Sy lê plat met 'n helse skeelhoofpyn. Dit is deels my skuld, Dani. Ek moes meer klem daarop gelê het, dat sy moet afmerk wie hulle werk ingee en wie nie, sê Helene. Anke sê, sy kon dit nie daardie dag doen nie. Die periodes was net te kort met die sportperiodes, en dit was die einde van die dag. Die buskinders moes hardloop. Sy sê daardie seun is 'n probleem. Hy doen absoluut niks nie. Hy jok. Hy het nie daardie skryfstuk ingegee nie, en volgens sy ouers is dit glo hoekom hy gedruip het. Nou sê sy ouers, hy sê hy het dit ingegee, en hulle glo hom, sê die hoof ernstig. Mevrou, ek kan nie glo dit was die enigste rede nie, want daardie skryfstuk het slegs 10 punte getel. Laat dit aan my oor. Ek sal koelkop wees, ek beloof. Ek sal nie my meer verloor nie, sê Helene vasbeslote. Maar wat gaan jy doen? Vra Dani. Ek gaan vir daardie seun tou gee om homself op te hang. Figuurlik gesproke natuurlik, voeg sy by, toe sy die skok op die ander twee se gesigte sien. Het julle gehoor, meneer Malan het amper gisteraand 'n ouer bygedam wat juffrou Hofman gevloek het, vertel Andriet, waar hulle 5 pauses sit en gesels. Ja, en ek hoor juffrou Hofman gaan moontlik bedank, voeg Elise by. Nee, sy kan nie bedank nie, ek is mal oor haar, roep Esmy geskok uit. Ek sê julle, hierdie graad 8's is hopeloos te groot vir hulle skoene, vandat hulle nie meer ontgroen word nie. Hulle ken nie hulle plek nie, sê Etienne stuurs. Dit krap hom nog altyd, omdat hulle in graad 8 deur die matriekseuns ontgroen is, maar hulle mag nie eers die graad 8 se kant toe kyk nie. Dis seker hoekom ons vanoggend op toesig moes gaan tydens registerperiode. As sy nie terugkom nie, gaan ek my doodhuil, sê Esmy ontsteld. Maar as sy bedank en weggaan, sal sy en meneer Malan seker uitmaak. Dit sal 'n absolute ramp wees. Hulle is so oulike paartjie, sê Andriet ontstel. Nou is julle besig om die bobbejaan agter die bil te gaan haal, sê Willem vies en staan haastig op. Andriet het 'n punt, Piet Esmy. Wel, ek gaan nie net hier rondsit en na praatjies luister nie, sê Willem en begin wegstap. En wat gaan jy nogals daaraan doen? Vra Esmy wat intussen langs hom ingeval het. Ek gaan Snoepie toe om vir haar 'n KitKat te koop. Ek het al gesien sy hou baie daarvan. Ek sal vir meneer Malan vra om dit vir haar te gee. Esmy kyk hom verras aan. Hy kan sien hoe haar oë ophelder. Willem, jy's 'n ster. Jy het my sopas 'n briljante idee gegee, sê sy opgewonde en draf vrolik weg. Willem kyk haar verbaas agterna. Hy snap skielik wat anders aan haar lyk. Sy het beslis gewig verloor en haar hare is anders gesny. Waarmee is sy nou weer besig? Hy het nog nooit kans gekry om haar te vra wat verlede week fout was nie. Sy lyk en klink darm weer haar ou self. En al hierdie blomme? Vra Arno, toe hy laatmiddag 'n draai by Anke gaan maak. Hierdie bos kom van die dirigente af. Anneke se ma het dit vroeër kom aflewer namens hulle vier. Die ander bos kom van die ander vrouens aan my tafel af. Almal by die skool is baie ontsteld en besorg. Hier is 'n KitKat wat Willem vir jou stuur. Anke is so aangedaan dat haar oë in trane swem. Is dit nie te dierbaar nie? Ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Almal is so simpatiek. Die bestuursliggaam voorsitter het vanoggend baie lank met my gesels. Ek voel darm 'n bietjie beter. Ek is bly om dit te hoor, sê Arno verlig.
Hy het die vorige aand nie geweet watter kant toe nie. Sy was ontroosbaar. Ek moet seker maar leer om 'n dikker vel te ontwikkel. Ek is nog steeds lus om daardie man reg te sien sodra ek weer in hom vasloop. Hy is 'n bombastiese vark, sê Arno driftig. Anke glimlag effens. Juffrou Steenkamp het my ook net nou gebel. Sy sê sy gaan die kind môre 'n kans gee om die skryfstukkie in haar klas oor te skryf. Maar is nie reg nie. Hy gaan wegkom met moord en dit gaan lyk of jy verkeerd was, protesteer Arno ontstel. Dit was ook my eerste reaksie, maar sy sê ek moenie dit persoonlik opvat nie. Sy het intussen sy boeke vergelyk met die ander kinders in. Sy kon duidelik sien geen aantekening is ingeplak nie. Sy weet hy gaan sleg doen, want hy het nie 'n benul waaroor die opdrag gaan nie. Sy het ook al die assesserings bestudeer en besef, al kry hy 10 uit 10, hy nog steeds sal dryp. Dis omdat die graad 8s en 9s se slaagsyfer 50% is, dat so baie dryp. Dit is verwarrend, want die seniors se slaagsyfer is 40%. Sy gaan aan die ouers bewys dat hy glad nie werk nie, verduidelik Anke. Dit is seker so, maar nog steeds, dis nie reg dat hy daarmee wegkom nie, hou Arno koppig vol. Arno, ek het nog nie vir my ma van ons vertel nie, want sy het 'n ding oor mansonderwysers. Sy glo alle mans wat onderwysers word, is eintlik niks werd nie, omdat hulle niks anders kan doen nie. Ek is bang dat sy jou gaan seermaak. Ek sien nie daarvoor kans nie. Borrel al haar opgehoopte vrese onverwags uit. 'n Doodse stilte volg. Sê asseblief iets, pleit sy benoud. Wel, dan moet ek haar seker verkeerd bewys, antwoord hy saggies en trek haar vasbeslote nader. Helene hou die span bekommerd dop terwyl hulle opwarm op een van die oopbane. Sy het vir haarself uitgemaak, hulle is die spannetjie waarteen haar ook ongeveer 'n halfuur in die finaal speel. Sy weet 'n mens kan maklik geïrriteerd word as jy jou opponente dophou. Daarom het sy nie vir haar speelsters gesê, dis die span nie. Sy kan sien, hierdie kinders is baie goed gekondisioneer. Hulle is almal in fantastiese fisiese kondisie. Die hele opwarmingsprogram is van 'n baie hoër standaard as haar kinders in. Die afrigter staan by en drill die kinders soos 'n sersant-majoor. Moes sy nie ook maar eerder by haar span gaan staan het nie. Sy hou haar meisies van 'n afstand af dop. Sy kan die spanning op hulle almal se gesigte sien terwyl hulle opwarm. Haar instink het nog altyd gesê die speelsters moet toegelaat word om hulle self voor te berei, weg van die afrigter af. Anders bly hulle te afhanklik van jou. Maar hierdie bly tog 'n finaal en hulle is nog net onder 14, nog maar klein. Nee, Helene, hou by dit wat vir jou werk. Sy hoop maar gistermiddag se eerste liga-wedstryd sit nie in die meisie se bene nie. Dit was 'n baie tawwer wedstryd as wat sy verwag het. Hulle kon net met 4 doele wen. Die B-span het soos verwag verloor. Dit was darm nie so 'n slagting soos wat sy gevrees het nie. Linda en Bianca kon die bal deur die middelbaan bring, maar die nuwe doel het te veel misgedoel. Sy voel jammer vir die 2 meisies. Hulle was so teleurgesteld. Hulle het die hele opwarmingsroetine waargeneem terwyl sy geblaas het, maar het later vir haar gesê, die ander vat dit nie ernstig genoeg op nie. Hulle 2 het hulle harte uitgespeel, maar dit was nie goed genoeg nie. Sy sal dit by die volgende oefening moet aanspreek. Sy hoop maar die 2 meisies verloor die belangstelling. Hulle is so toegewyd en verdien eintlik om in 'n beter span te speel. Sy hou die meisies dop toe hulle teen halftyd van die ronde voor hulle wedstryd gaan aanmeld vir ouderdomskontrole en loting. Toe hulle klaar is, stap sy na hulle toe. Is julle goed opgewarm? Vra sy. Ja, juffrou, antwoord die koor. Dis goed. Dit gaan nie maklik wees nie. Julle weet dit. Bly net gefokus
op die hede, vergeet die uitkoms. As jy goed genoeg speel, sal 'n wen van self kom. Geniet die oomblik. 'n Mens kry nie aldag kans om in 'n finaal te speel nie. Maar hulle lyk so lank en goed, juffrou, merk een benoud op. Dit is so, maar julle is ook goed, onthou dit. Vergeet van hoe hulle lyk en fokus op die bal, dis al. Toe die eindfluitjie blaas, vorm hulle 'n kringetjie en die leuen doen die gebed. Nou toe, trek gou julle peffies aan. Die skeieregters gaan nou julle naels kontroleer. Sterkte, bly net kalm, gee sy vir ou Laas raad. Die hoof, die ander afrigters en die ander spanne se spelers kom staan aan die kopkant van die baan en moedig die spannetjie aan. Sterkte mevrou, ek vertrou, dit sal goed gaan. Dankie mevrou, sê Helene. Sy waardeer dit baie dat die hoof spesiaal vir die dag deurgekom het. Dit beteken baie vir die kinders. Dis nie maklik om op 'n skooldag te kom nie. Saterdae is vir die hoof baie makliker. Helene sê liewer nie, sy is benoud oor die wedstryd nie. Sy hoop maar sy het die opponente heeltemal verkeerd opgesom. Na die tweede afgooi besef Helene, sy was ongelukkig reg. Die opponente is 'n geoliede masjien. Hulle verdedigingspatrone is baie goed ingeoefen. Hulle kry dit reg om vir Lindy heeltemal weg te dryf van die paal af. Tessa sukkel om by die doel te bly. Teen halftyd is hulle 8 doele agter. Kry julle water en raak rustig, beveel Helene, toe hulle vir 'n minuut rustyd met lang gesigte om haar vergader. Daar's nie veel wat sy in 'n minuut kan sê om die situasie te verander nie. Meisies, julle raak paniekerig omdat die bal nie maklik deurkom nie. Julle moet geduldig wees. Speel terug. Maak nie saak hoeveel keer nie. Moenie die bal in die sirkel inforceer nie. Tessa, moenie agter die doel aan uit hulle sirkel uithardloop nie. Wag vir haar en verhoed haar om terug te kom. Die skeieregters blaas hulle fluitjie as 'n teken dat die speelsters weer moet aantree. Helene voel magteloos. Daar's so baie wat sy nog moes sê. Sy kan maar net toe kyk hoe die kinders die druk self probeer hanteer. Die probleme self probeer oplos. Sjoe, chom. Hierdie kinders is ongelooflik goed vir onder 14s. Hulle sal ons eerste span wen, sê Alta. Jep, my kinders is nie op dieselfde vlak nie. Ek is bly om te sien Lindy kan nogal skoolkop bly. Sy raak nie verboureerd nie. Helene is verlig toe die eindfluitjie blaas. Hulle verloor met 16 doele. Die hoof stap nader vir 'n paar trooswoorde. Die twee spanne tree op die baan aan vir prysuitdeling. Helene fluister vir die kinders dat dit die Protea span afrigter is wat die prysuitdeling waarneem. Die wenspan ontvang 'n trofee, elkeen 'n medalje en 'n speltjie vir 'n skoolbaadjie. Haar spannetjie kry elkeen 'n speltjie wat hulle op hulle skoolbaadjies kan vassteek. Sy kan sien hulle is in hulle noppies en is darm 'n troos en dis darm 'n troos. Toe die verrigtinge verby is, roep sy hulle een kant toe. Hulle gaan sit in 'n kringetjie. Ek weet julle is baie teleurgestel, dis normaal. Hulle was baie beter as ons. Daarmee moet ons vrede maak. Verloor is nie lekker nie, ek weet. Maar dit is net so belangrik soos wen. Dit hou 'n mens nederig en help jou ontwikkel. Ons moet gaan ontleed wat ons goeie en swakpunte was en dit probeer verbeter. Juffrou, ek het soos 'n beginner gevoel. Daardie hulpdoel het kringe om my gehardloop, wie weet, die ander giggel. Die senter het daarom swaar geleef onder Nadia. Ek dink jy was baie goed, Naats, merk Bianca op. Helene is verlig toe almal openlik begin gesels en skaterlag oor hulle foute. Sy weet hulle sal nou aangaan met die res van die seisoen. Sy wens sy kon net eers meer oefentyd inry, maar
Sy het al klaar gesien 6 van haar A-span is in die koor. Woensdag is dus uit. Sy sal moet vrede maak en die bietjie tyd tot haar beskikking so effektief as moontlik gebruik. Die kinders geniet die spel, dis al wat saak maak. Nou toe, kry julle goed, sodat ons die ander spanne kan gaan ondersteun. Ek moet sê, ek is nou dood van die honger, sluit Helene die gesprek af. Sy is verlig omdat die spanning verby is. Ek is bly om te sien jy voel darm al beter as Dinsdag, merk Helene teenoor Anke op, terwyl hulle almal moeg na die laaste wedstryd bussekant toe drentel. Anke glimlag verleë. Ja, juffrou, ek het nie maandag aand gedink ek sou vandag hier by die netbal wees nie. Ek het die seun se paragraaf klaar gemerk. Hy het maar 4 uit 10 gekry, net omdat ek hom genadig was. Ek dog, juffrou gaan dit eers die naweek merk. Ek het so gesê, sodat die ouers kan besef, ons is besig. Hulle kan maar 'n bietjie wag, grin ek Helene. Ek is regtig jammer dat juffrou nou met die gemors het. Ek moes afgemerk het. Ons is almal maar net mense, wat net ons bes probeer. En dit is nie altyd goed genoeg nie. Moenie jou kop verder daaroor breek nie. Ek het sy boeke met my spannetjies in 'n vergelyk. Hy werk glad nie. Die verslae van die ander vakonderwysers bevestig dit. Daar wag 'n groot ontnigtering op sy ouers. Ek sukkel om vir die kind te kyk, juffrou. As ek na hom kyk, sien ek weer sy pa se woedende oë teen my gesig. Ek weet nie of ek dit ooit sal vergeet nie, bieg Anke. Ek weet dit is nie maklik nie. Ek het verskeie soortgelyke nare ondervindings beleef. Gee dit nie tyd. Jy gaan nog baie sulke kinders sien. Hulle ouers wil nie aan hulle self erken, hulle kinders maak foute nie en blameer altyd iemand anders. Sommiges verander hulle gesindheid, ander nooit nie. My gevoel oor hierdie ouers is hulle gaan in alle waarskynlikheid ook nie. Hou net jou kant skoon en doen jou bes. Niemand kan meer as dit van ons verwag nie. Dankie juffrou, ek waardeer dit, antwoord Anke dankbaar. Sjoe, ek sien altyd op na hierdie Vrydag, maar sodra dit verby is ek dankbaar ek hoef nie môre te kom nie, sê Alta, moeg, terwyl hulle op die voorste banke van die bus neerplak. Ek kom ongelukkig weer môre juffrou, bieg Anke. Ek kom die rugby ondersteun, voeg sy by, toe die ander onderwyseres haar vraend aankyk. Ja nee, kyk, wat 'n mens nie alles ter wille van liefde sal opoffer nie, trek Alta haar siel uit, en almal lag lekker. Dit lyk of hy baie goed is vir jou. Dis al wat saak maak, voeg Helene by. Hy is juffrou. Ek weet nie wat ek hierdie week sonder hom sou doen nie. Ons het al almal so 'n stel met ouers afgetrap. Jy moenie dat dit jou onderkry nie. Jy is 'n goeie onderwyseres, sê Alta. Dankie juffrou, dit beteken baie vir my, antwoord Anke opreg. Toe die bus se engine brul, sluit sy haar oë. Sy voel beter oor die skool, maar die gesprek met haar ma oor Arno lê soos 'n berg voor haar. Hoe gaan haar ma dit hanteer? Nog erger, hoe gaan Arno optree as haar ma hom nie wil aanvaar nie? Sy sal maar Sondagmiddag die bil by die horings moet pak. Daar is nie 'n ander uitweg nie. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.